Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons op hierdie Dinsdagmôre by mekaar kan wees, dat ons so saam rondom sy woord kan verkeer, dat ons so ietsie kan leer weer uit God se woord. Wat 'n wonderlike boek, en soos daardie sonnaskool liedjie sê, wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam. Dit is 'n wonderbaar boek en mag u ook in hierdie môre opgewonde wees oor die Bybel en oor die waarhede soos in God se woord opgeteken, en mag die Here ons versterk deur die geloof. Wanneer ons bietjie kyk na die tema hierdie week, wees ek in Jesus Christus. Nou ons het gistermôre begin kyk na die gedagte vir u gesê, almal is nie kinders van die Here Jesus nie, almal is nie in Christus nie. Die Bybel sê ons word verlore gebore en daarom moet ons weer gebore word en ons moet seker maak dat ons in Christus Jesus is. U is baie welkom om na die eerste deel van hierdie boodskap te luister. Ons het begin praat met u oor die gedagte, wees ek in Jesus Christus. En ek het vir u gesê, in Jesus Christus word ek aanvaar en aangeneem as God se kind. Nou ons het daaruit Romeine 8 baie duidelik gesien, dat ons kinders van die lewende God word, toe ons gesien het, dat die Bybel vir ons sê, dat wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat ons regverdig maak. So in ander woorde, die Here kom maak ons regverdig in Christus, en hy kom red ons uit genade. Ons het gekyk na die woorde van Romeine 8 vers 15. Ons ontvang die gees van aanneming tot kinders. Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En u is baie welkom om verdere studie ook te doen, want u sien, ons lees daar in 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Ag, hierdie woorde is so kosbaar as ons kyk na Efesiërs 1, vriende, wat vir ons baie duidelik sê, dat die Here ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. U sal onthou, ons het gister gepraat oor hierdie prediker wat hierdie kinders aangeneem het en geen onderskeid getref het tussen sy biologiese kinders en sy aanneemkinders nie. En so kan ons ook in hierdie oggend weet dat as ons aan die Here behoort deur Jesus Christus, dan het hy ons aangeneem as sy eiendom, sodat ons nooit weer van hom vervreemd kan raak nie. Ag, ons gaan aangaan met ons reeksie, en ek wil in die tweede plek onder hierdie tema, wees ek in Christus, met u praat oor, in Christus word ek regverdig verklaar voor God. En die vraag kan miskien in u hart na vore kom, maar hoekom moet ek regverdig verklaar word? Waaraan is ek skuldig? Die Bybel sê ek is skuldig aan die verbreeking van God se wet. Die Bybel sê ons moet God lief hê, en ons het God nie altyd lief nie. Die Bybel sê ons mag voor geen ander God buig nie, en hoe dikwels buig ons voor ander gode in ons lewe. Die Here sê ons mag die naam van die Here nie uitelik gebruik nie, en hoe dikwels doen ons dit? Vriende, nie net altyd in woorde nie, maar ook in hoe ons optree. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat ons vader en moeder moet eer, en ons dink duidelik aan wat die Here sê, ons moet nie moord pleeg nie, ons moet nie egbreek pleeg nie, en al hierdie dinge en die sondes wat ophoop en akkumuleer en net meer word. En as ons in hierdie môre eerlik by onsself moet wees, dan staan ons skuldig voor God en het ons nodig om regverdig verklaar te word. Nou vriende, as ons 'n eenvoudige sommetjie gaan doen, en ons sê die gemiddelde mens sê doen 8 sondes 'n dag. As ons 8 sondes 'n dag doen en ons maal dit met 7 dae in 'n week, dan gee dit ons 56 sondes wat ons in 'n week doen. As ons dit maal met 52 weke in die jaar, dan staan ons voor God skuldig in 2912 opsigte, deurdat ons sy wet verbreek. En as ons miskien, soos ek in hierdie oggend 52 jaar oud is, dan staan ek met letterlik 151.424 sondes voor God. En ag vriende, as ons dink aan 'n hof vandag, het ek nie eens nodig om aan 5 goed skuldig te wees voor die regter my skuldig sal verklaar nie. So daarom het ons nodig dat iemand ons sal vryspreek en regverdig verklaar. Nou ons weet baie duidelik dat ons nie onsself kan regverdig verklaar nie. Ons het nodig dat Christus ons regverdig verklaar.
En ons het nodig om ook te sien wat die woord van die Here vir ons daaroor wil leer. Hoor wat sê Romeine 8 vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, dit hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy verheerlik. Met ander woorde, as ons vanmôre kinders van God is, dan is dit God se genade wat ons deel geword het, en dat God dan ook hierdie genade aan ons bewys het deur ons regverdig te verklaar, al was ons skuldig voor hom. Daarom sê Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. U sien wat pragtig is, ons word deur die geloof geregverdig, en omdat ons deur die geloof geregverdig word, het ons vrede by God deur Jesus Christus, die sondelose een wat my sonde straf gedra het, sodat ek sy geregtigheid, sy heiligheid, sy volmaakte lewe deelagtig kan word. En vriende, deur hierdie daad van God, wat in Christus vir ons aan die kruis volbring is, het ons toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan. In hierdie hoop op die heerlikheid, dat ons ook eendag by die Here Jesus Christus sal wees. U sien, daar is geen ander een wat ons regverdig kon verklaar het nie. Nou, regverdig verklaar beteken eenvoudig 'n verklaring dat 'n persoon onskuldig is. Dit kan ook beteken 'n vrywaring wat ontvang, of 'n kwytskelding van 'n onbetaalbare skuld, of 'n uitwissing van 'n skuld wat teen my rekening gestaan het. Kan ek werk vir hierdie regverdigmaking? Kan ek iets doen om regverdig verklaar te word voor God? Kan ek sekere dade doen en vir die Here sê, Here, ek het nou genoeg gedoen om daarom regverdig verklaar te word voor U? 1000-maal nee. Ons kan net regverdig verklaar word in die soenverdienste van Christus, wat 'n volmaakte lewe op aarde geleef het en 'n sondelose dood gesterf het. Hy het nooit 'n sondaar aan die kruis geword nie, maar hy het die sondedraer geword, sodat hy my ook regverdig kan verklaar in sy naam. Nou as u die pragtige gelykenis gaan lees, daar in Matteus 18 vers 23, dan lees ons van hierdie regter wat afgereken het met die mense wat hom baie geld geskuld het. En die Bybel sê vir ons, daar was 'n diensknegt gewees, vriende, wat hom 10.000 talente geskuld het. En dit beteken eintlik eenvoudig maar net, dis 'n onberekenbare skuld gewees. En nou lees deur die Bybel vir ons dat die Heer dan ook hierdie skuld kwytgeskeld het, deur hierdie diensknegt dan van hierdie skuld vry te spreek. Ons lees daar in Romeine 3 vers 21 en verder. Nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. U sien, ons word regverdig verklaar, nie op grond van ons werke nie, maar op grond van dit wat Christus Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Psalm 103 vers 10 tot 12 sê dit vir my so mooi, en ek gaan daarmee afsluit. Die Bybel sê, hy handel met ons nie na ons sondes, en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog is as die hemel bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Het jy al daaroor gedink? U sien, vriende, as ons die Bybel bestudeer, dan sien ons dat daar nie so iets soos 'n oos en 'n wespool is nie. Ons weet van die noordpool en die suidpool, maar ons weet nie van 'n oos en 'n wespool nie. Wat die Here van ons eintlik hierdeur wil sê, is hy kom verwyder ons skuld so ver van ons, dat daar nooit weer op my naam skuld sal wees nie, omdat Christus dit aan die vloekhout op Golgotha gedra het. Ek vra vanmôre vir jou, besef jy wie jy in Christus is? Dat jy nou kwytgeskeld is van jou onberekenbare skuld, dat jy vrygeskeld is van jou sonde en van jou rebellie, en dat jy nou voor God in Christus rein staan, asof jy nog nooit gesondig het nie.
Ek weet hierdie gedagte is baie keer te groot om te bedink, maar ek wil u vanmôre bemoedig. Dit is wat God in Christus vir ons kom doen het. In Christus is ons geregverdig asof ons nog nooit gesondig het nie. Nie omdat u en ek so wonderlik is nie, maar omdat Christus uitgeroep het. Dit is volbring. Die prys is betaal. En in die antieke tye het dit so gewerk. As iemand 'n klomp skuld gehad het en die skuld is afbetaal, dan het hulle teen sy deur 'n bord kom vasslaan en daarop het gestaan tetelestai. Die skuld is betaal. Die skuld is dan ook uitgedelg. En ek wil vanmôre jou kom bemoedig, as jy kind van God is, jou skuld is uitgedelg op grond van dit wat Christus Jesus aan die kruis gedoen het. Wat is my en jou identiteit in Christus? In die eerste plek, ons is aangeneem as God se kinders. In die tweede plek, ons is kwytgeskeld van 'n onberekenbare skuld, omdat God goed is, genadig en barmhartig, en hy het ons vergewe en ons vrygespreek, sodat ons vir hom kan lewe. Mag die Here u seën en mag hierdie waarhede u hart versterk deur die geloof. 'n Mooi dagie vir u, baie seën en groete. Tada.